Ontbytsake vier natuurlik vandag ons 25ste verjaarsdag. Ek moet sê 'n jonge 25 jaar en by my is 'n ander jong man, Louis McLaren, ons uitvoerende vervaardiger. Louis, op 'n skaal van 1 tot 10. Hoe gelukkig is jy vandag? Ek dink as 'n mens terugdink aan waar dit begin het en die visie aanvanklik en wat 'n ou vandag sien, is daar nie 'n skaal vir dit nie. Dis iets wat jou raak. Ja. En is baie vervullend. So ek is op 'n baie goeie plek. Jy sweef 'n bietjie eintlik. Ja, verseker. As jy nou terugkyk oor die reis tot hier, wat maak jou trots en wat maak jou opgewonde oor die pad vorentoe? Wanneer 'n mens iets soos hierdie vier, is dit belangrik om so 'n bietjie van 'n terugbeskouing te hê. Maar ons as span het besluit as ons die 25ste verjaarsdag vier, gaan ons dit vier met waar ons nou is en waarna toe ons op pad is. As 'n mens kyk die afgelope 25 jaar, die veranderinge in die bedryf, ek dink wat in die volgende 5 jaar gaan gebeur, gaan maklik dubbel wees wat ons die afgelope 25 jaar gesien het. En ons moet vir dit begin voorsiening maak. Wat my gerus stel natuurlik is ons het 'n vreeslike bekwame produksiespan, beide aan die lineêre kant en aan die digitale kant. Ek dink ons het die beste stel aanbieders wat ontbytsake nog ooit gehad het. En as jy hierdie mense rondom jou het, is jy definitief gereed vir die toekoms. Ja, baie dankie vir daai kompliment. Ek vat hom. Ek gaan daai greep oor en oor speel by die huis. Maar Louis, die kykers van ontbytsake was nog altyd vir ons baie belangrik. Waarna kan hulle uitsien? Ja, ek dink dit is belangrik om die program net in konteks te sien. Ons moet vermaak lewer aan die kyker en ons moet na die besighede ook kyk. So ons moet al twee hierdie fasette in berekening bring. Maar as ek kan begin by die kykers, ons moet kyk hoe vermaak ons en hoe kan ons dit beter maak en die inhoud wat ons op die program het. Ons het vandag gekyk na een van Suid-Afrika se minder bekende wynroetes. Ons wil goeie inhoud bring na die program toe. Maar ons wil die kykers ook beloon. Jy weet, ons het van die loyaalste kykers in Suid-Afrika. En om daai mense te beloon, die kykers te beloon, het ons goed soos die sakeslag. Leon gaan so 'n bietjie later daaroor gesels. Wat ontbytsake kykers die geleentheid gee om produkte te bekom daar buite wat eintlik uit hierdie wêreld uit is. Vir die mense wat geregistreer het vir die sakeslag wil ons net baie dankie sê. Daar's R20,000 se Fly Sapphire geskenkbewyse op pad. So gaan gerus na sosiale media en gaan kyk daarso. Die name van al die wenners gaan daar verskyn. En dan sover as wat dit die sake aangaan. Dit is natuurlik die volgende faset wat vir ons krities belangrik is. Ja. En ons moet kyk vir ons adverteerders om seker te maak dat ons vir hulle 'n opbrengs gee op hulle belegging. As hulle geld op die program sit en hulle soek meer besigheid, moet ons seker maak ons kyk daarna ook. En die goed waarna ons kyk onder andere, ons het 'n nuwe segment wat ons binnekort bekendstel rondom snelvuursake, waar ons besighede in 'n posisie gaan sit wat hulle 'n onmiddellike terugvoer het op sterkte van die advertensies. Ons is besig om 'n nasionale netwerk te bou van ontbytsake besighede. En aan die ander goed is hierdie gaan die tweede jaar wees wat ons onderneming van die jaar ook doen aan die einde van die jaar by Nederburg. En al hierdie goed saam is daar om te kyk na ons kykers en vir ons besighede ook plekkie te gee. En net baie vinnig, ontbytsake bied ook baie ondersteuning vir Afrikaanse instansies, feeste, organisasies. Wat is julle doelstellings rondom hulle, daai groepering vorentoe? Ja, dis belangrik om in gedagte dat een van die hoofredes hoekom ons ontbytsake verkry het 'n klompie jare terug, want dit bied 'n platform om Afrikaans te bevorder. Afrikaanse besighede, Afrikaanse organisasies, Afrikaanse kunstenaars is ook vir ons belangrik. Die Bitterlekker inisiatief rondom Afrikaanse kunstenaars. Ons het 'n nuwe groep wat ons binnekort bekendstel, die Bitterlekker Musas. En dan om ons platforms ook te gebruik om van hierdie Afrikaanse feeste te bemark. Jy weet, om kaartjieverkope te bemiddel en dies meer. So die som totaal van dit is vir ons krities
vir die pad vorentoe. Dis nou baie moeilik om vir die baas te sê ons is nou uit tyd uit, maar ons is nou uit tyd uit. Maar baie dankie vir jou visie en vir alles wat jy met Ontbytsake die handelsmerk doen en wat jy daarmee beplan. Jy het ons ondersteuning ten volle. Of jy nou Ontbytsake kyk net vir die vermaak daarvan en of jy 'n besigheid is wat wil groei. Hier by Ontbytsake nooi ons julle almal uit om saam met ons nou net vorentoe te kyk.